Baie dankie vir ons lofprysgroep. Dit was besonder. Dankie vir die keuse, Charlotte. Dit was lekker om saam met julle te sing vanoggend. Vriende, dit is wonderlik vanmôre saam met julle hier te wees. Dankie vir die geleentheid, vir die uitnodiging. Mag die Here hierdie laaste Sondag voor Kersfees vir jou en vir my so spesiaal maak en vir ons regtig bewus maak van al die woorde wat ons vanmôre gesing het. Dat dit nie net woorde op papier of woorde op 'n skerp sal wees nie, maar letterlik die woorde van ons lewe. Dat ek vir hom sê, Here, alles wat ek het, soos Piet nou so mooi gesing het, lei na U toe. Mag die Here vir ons regtig vanmôre so ryklik daarmee seën. En Here, ons wil vanmôre begin weer vir U dankie te sê vir die reën. Want so baie keer die afgelope paar weke het ons gebid, ek slaan my oë op na die hemel, waar sal ons reën vandaan kom? En dan het ons bely, ons reën is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Van hom wat getrou bly tot in alle ewigheid. Van hom wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Ons slaan ons oë op na U, Here, en ons sê dankie vir genade. Amen. Vir elkeen van julle vanmôre, dit is wonderlik om julle hier te hê, genade vir jou en vrede vanoggend. Amen. Ons gaan weer begin met dankie die volgende skyfie, wat julle nou al op hierdie stadium moet ken. Ek het hom 'n hele paar maal al gebruik, van die hut, kan ek sê die shack buitekant Harry Smit, wat mense gebou het met ou afgehaalde naamborde, wat nie meer gewerk het nie meer goed was nie meer sake was nie, en daarmee het hulle uiteindelik 'n hut gebou, of 'n shack gebou. En die vrou wat daar bly, vertel vir die Harry Smit koerant, hoe sy na tyd besef het, dat daar nie 'n kerk in hulle omgewing is nie, en dat die kerk baie ver is, en toe het hulle nou daardie shack van hulle gebruik, as 'n kerk, vir die mense daar, in daardie blikkiesdorp. Maar wat my geraak het, toe ek ons het afgery seet, en ek sien hom hier aan die kant staan, wat my geraak het van hom, was die pyltjies, wat so in die verskillende rigtings wys, en deur mekaar wys, links, regs, boontoe, ondertoe, en dis die prentjies van die kerk daar. Ek bedoel, as jy so aanstap en ons gaan kerk toe vanmôre, dan kom jy by die plek met al hierdie pyltjies wat so in die verskillende rigtings werk. Verlede week kuier ons met 'n baie goeie vriend, 'n vriendin van ons, hy 'n professor, 'n bekende professor in teologie. En ons praat so oor die kerk en ons is altyd baie lief vir die kerk en ons dankbaar vir dit wat die kerk in ons lewe gedoen het, maar ons sien ook vir mekaar dat ons bekommerd is oor die verskillende stemme, verskillende klanke, verskillende rigtings, en dit is net asof daar nie saam kom heerlik op pad, dis die pad wat die Here vir ons wys nie. Daarom ook hier in Kersfees vanmôre die gebed, dat die Here ook Kerstyd sal gebruik om mense by mekaar te bring en mense aan mekaar weer in die naam van Jesus te bid. Ek het dit as die eerste skyf, die eerste foto wat ons geneem het, terwyl ek Rita so rondgery het, en ek het die goed gebeere. Die laaste ene wat ek geneem het, voordat ek begin skryf het aan my boekie, is die volgende ene, dankie. Wie van julle het hom al gesien? Ken julle hom? Hy staan net buitekant Nylstroom. Nou ook nou nie, as 'n mens skies op die snelweg sou ry nie, dan gaan jy hom nie sien nie. As 'n mens die ou Warmbad Nylstroompad ry, net so, ek skat so, Rita, so 7-8 kilos, voordat 'n mens in Nylstroom inry, kry jy hierdie bordjie aan die kant van die pad. En ons het gery, Sondagmôre, ek het gepreek in Nylstroom, en onmiddellik toe ek het sien, het dit my geraak, en ek het vir Rita gesê, kom ons stop, en sy het 'n mooi foto geneem, en ek het later jare, het ek so 'n bietjie gaan navorsing doen, oor waar kom hierdie snaakse naam vandaan, en dit wil ek vanmôre in hierdie boodskap met julle deel. Hierdie naam het eintlik sy oorsprong baie lank gelede en baie ver van daar af gehad, by 'n man met die gewone name van Johan
Adam Enslin. Johan Adam Enslin. Hy is in 1800 is hy gebore en hy was later jare het hy bekendheid bereik, wil ek amper sê, as 'n tipe van 'n profeet. Mense het gesê, jy kan jou steer aan wat hy vir jou sê, maar hy was 'n man wat baie vreemde visies en baie vreemde drome gehad het. En hy het die hele tyd vir homself gesê, die rus is op 'n ander plek. 'n Mens moet soontoe trek, dan sal jy vrede kan kry. Kyk, hy het baie gesukkel met die Engelse. En hulle was vir hom regtig 'n doring in sy vlees. En oral waar hy gebly het, het hy gesê, ek moet so ver as moontlik, as hulle daar in die omgewing was, moet ek van hulle wegkom. En sy droom, dankie die volgende skyfie, was Psalm 120 vers 5, dankie die volgende ene, wat sê, hoe elendig was dit toe ek as vreemdeling in Mesek gewoon en tussen die inwoners van Kedar gebly het. En hierdie inwoners van Kedar was natuurlik vir hom die Engelse gewees. Daarom het hy heeltyd getrek, van die een plek na die ander plek toe getrek. En hy was voortdurend was hy onrustig gewees. En hy het die hele tyd vir homself gesê, die rus is op 'n ander plek. As ek daar kan kom en ek daar kan leef, dan sal ek daar kan vrede kry. As 'n mens nou sy trekroete so 'n bietjie volg, dan sê jy, hy begin in Kraddock, van daar af is hy Somerset toe, en in Somerset het hy vasgeloop in die Engelse, en van daar af is hy Winburg toe, en daar het hy moeilikheid gehad met hulle, en hulle wou eintlik met hom moeilikheid maak, en hy het gesê, ook hier in Winburg kan ek nie bly nie, en toe het hy Mariko toe gebly, en die heeltyd het Johan Adam Enslin gesê, die rus is op 'n ander plek, en later het hy begin sê, die rus is in Jerusalem, as ek net in Jerusalem kan kom, dan sal ek vrede hê, en dan sal ek geluk hê. En dis waar 'n groep toe ontstaan het, daar in Mariko, die Jerusalem gangers. Want hulle het gesê, ons moet Jerusalem toe trek, en in Jerusalem sal ons uiteindelik rustig wees, ontslae wees van al die mense wat ons lewe vir ons so ongemaklik en onrustig maak. En hy het 'n klomp mense rondom hom bymekaar begin maak, wat almal hierdie selfde profesie geglo het, en hierdie selfde droom gehad het, van ons moet uiteindelik in Jerusalem uitkom. En dit het hy begin beplan, en dit het hy verkondig, en daartoe het hy mense opgeroep, en daartoe het mense hulle begin verbind. Ongelukkig vir Johan Adam Enslin, voordat hy hierdie droom van hom kon begin gestalte kry, is hy dood. 50-jarige leeftyd, as ek reg onthou, is hy dood. Maar sy volgelinge, die Jerusalem gangers, het gesê, sy profesie bly staan, en die droom wat hy gehad het bly staan, so ons kan ook in nagedagtenis van dit wat hy vir ons geleer het, kan ons dan uiteindelik die groot trek na Jerusalem toe, dis nou uit Mariko uit, kan ons die groot trek na Jerusalem toe aanpak, en ons moet daar uitkom, en dan gaan ons vrede hê. Nou kyk, al wat hulle toe op daardie stadium gehad het, ook om hulle te help, daar was die GPS en nie, daar was die selfoon en daar was die Google gewees, en al hierdie fancy goed wat ons nou het, wat 'n mens kan help om daar uit te kom nie. Hulle het die kaarte voor in die Statebybel, agter die Statebybel, want julle sal onthou, die ou Bybels het nog sulke kaarte gehad, ek wil net kyk, nee, hierdie ene van my nie meer nie, het nog sulke kaarte gehad. So hulle het gekyk na hierdie kaart van Israel, en hulle twee goed het hulle gesien. Hulle het gesien, Israel is net bo Egipte. So hulle het van hulle self gesê, as ons net by Egipte kan uitkom, dan is ons baie naby aan Israel, en as ons baie naby aan Jerusalem. Toe het hulle gesê, nou hoe kom 'n mens by Egipte uit? Jy moet noord trek, lyk dit vir ons met die kaart, totdat jy die piramides kry. En hulle het gesê, as jy die piramides kry, dan weet jy is nou in Egipte, en as jy baie naby in Israel, en baie naby in Jerusalem. So die eerste ding wat hulle gesê het is, ons moet trek totdat ons piramides kry. En daar by die piramides sal ons nou vir onsself die rigting kan uitwerk. Die tweede ding, hulle het gelees van die Nyl, en die Nyl wat deur Egipte, en natuurlik Moses se verhaal het vir hulle gesê dat daar 'n Nyl is, en hulle het gesê, maar hierdie groot rivier moet ergens 'n ontstaan hê, en as ons die ontstaan van hierdie rivier kan kry, dan kan ons nou maar al met die rivier kan ons optrek, totdat ons uiteindelik by die piramides kom, en van die piramides af kan ons na Israel toe trek, en na Jerusalem toe trek. Toe pak hulle op 'n dag op,
alles in hulle ossewaans en hulle beeste en hulle goeders bymekaar en die klomp Jerusalem gangers het die trek begine maak. En van Mariko afgetrek, met die kaart agter in die Statenbybel begine trek. En na hulle klomp maande getrek het, dan links, dan regs, of nou nie helemaal seker nie, kom hulle uiteindelik, kom hulle net buitekant Pretoria, kom hulle by Primet uit. Nou die wat nou Pretoria omgewing ken, sal weet dat daar koppies is wat lyk soos piramides. En hulle sê toe vir mekaar, hoe sê die Engels so mooi, lo and behold, hier is ons. Ons het gewag daarvoor, ons het gesoek daarvoor, ons het gewens daarvoor, en hier is ons ten minste nou by die piramides. Soos ons by die piramides is, dan moet ons baie naby aan Egypte se middelpunt wees, en dan nog nader aan Israel, en so het hulle aangegaan. Maar kom ons trek nou nog bietjie, want nou moet ons die Nylrivier kry. En as ons die Nylrivier gekry het, dan gaan ons kan optrek al met die Nylrivier, totdat ons bo in Egypte is. En al hulle nog so eentjie getrek het, kry hulle die oorsprong van die rivier wat deur die waterberge loop. En hier is 'n pragtige groot oog waar die water borrel, en hulle kyk en hulle sê vir mekaar, in hierdie halfdroë wêreld moet dit wees, en dis mos nou waar Waterberge se naam vandaan kom, al die water daar, en hulle sê, dit moet die Nyl se oog wees, en hulle noem dit toe ook die Nyl sy oog, die begin van die Nyl, en hulle sê, nou kan ons so 'n bietjie trek. Maar na hulle so rukkie getrek het, toe kyk hulle vir mekaar en sê, nee, nou is ons moeg. En toe hulle by Nylstroom kom, het hulle gesê, dis ver genoeg, dan kan ons hier vrede kry, het hulle daar tent opgeslaan, en uiteindelik daar gevestig. Maar die Nyl sy oog, daardie bord, sal tot nou toe nog vertel van mense wat altyd onrustig is. Altyd die rus elders soek. Altyd sê op 'n ander plek, op 'n ander manier, op 'n ander geleentheid. Daar is die ongelooflike gedig van A.G. Visser, dalk het van julle hom geleer in julle jong dae repels al hier is, wat vertel van die man wat in die trein sit. Nou, dit klink vir my amper soos die blou trein, met hierdie kandelare en die mooi blou banke, leerbanke, en die blou tafel, en al die silwerware, eetware uitgepak. En hy sit in die aand, sit in hierdie trein, en die trein stop, en hy kyk so by die venster uit. Hy is op pad na groot besigheidsvergaderings toe, en die buitekant die trein sien hy hierdie dogtertjie wat daar by 'n tentjie sit, eenvoudig met 'n vuurtjie aan, en die dogtertjie kyk vir hom, en sy lyk so rustig en so ontspanne, en hierdie man in hierdie trein kyk af, en hy sê, ag, as ek tog maar net soos hierdie dogtertjie kan wees, dan sal ek tevrede wees. Kyk net hoe goed lyk sy, kyk net hoe rustig lyk sy, kyk net hoe ontspanne lyk sy, as ek maar net so sy kan wees, want die rus is daar waar sy is. Nou vertel die volgende strofe in die gedig, van die dogtertjie wat opkyk, na hierdie oom wat daar bo in die trein sit, en is alles so mooi, die ligte brand, en het lyk so romanties, en so warm en so uitnodigend, en sy dink aan die kos wat net vir hom voorgesit gaan word, en sy verlang so om net op reis te kan wees met hierdie trein, en sy wens, ag, as ek tog maar net in daardie trein is, sal ek so gelukkig wees, en kan ek so vrede hê. Want vir al twee van hulle is die rus elders. En nou voordat ons by die skriflesing uitkom, wil ek sê, dit lyk tog vir my asof daar in ons tyd so roep by baie mense is, om te sê die rus is elders. As ek maar net 'n ander huis kan kry. As ek maar net 'n ander werk kan kry. Somtyds as ek maar net 'n ander lewensmaat kan kry. As ek maar net 'n ander lyf kan kry. As ek maar net 'n ander gesig kan kry. As ons maar net dit anders kan kry of dit anders kan kry, dat mense voortdurend na hulle self, na hulle lewe, na hulle wêreld rondom hulle kyk en vir hulle self sê, maar die rus is elders. Daarom is hulle permanent onvergenoegd. Daarom
is hulle voortdurend besig om te kla. Daarom is hulle voortdurend besig om te sê, ek kan nie hier gelukkig wees nie, want die geluk lê elders. Dan lees 'n mens hier in Kerstyd, wonderlike verhaal, wat ek baie kort met julle wil deel vanmôre. En die verhaal sê vir my, dankie, die volgende, sê nie na Nineve toe nie, maar Bethlehem toe. Want in Bethlehem het daar 'n wonderlike ding gebeur, dankie, Lukas 2 vers 8 vertel vir ons daarvan. Daar was skaapwagters in daardie omgewing, wat in die oop veld gebly en in die nag oor die skape wag gehou het. Nou vriende, ek het weer verlede week het ek so 'n bietjie gaan lees oor die herders, net om te gaan seker maak, en die kommentaar het dit bevestig, as daar nou mense is wat dit anders sou wou hê, dan is dit die herders. Jy weet, ek en jy het ons nou hierdie mooi prentjie van die herders, né? Hierdie oomies met hulle wit baarde, hierdie waardige mense wat met hulle staf daar by die bedjie van Jesus staan, of by die krib staan, en ons het so groot geword van hierdie mense wat hierdie wonderlike ontdekking het, en wat so tevrede is, maar dit was nie hoe die herders was nie. Die herders was regtig in hulle tyd, en ek wil dit sterk stel, uitvaagsels. Mense op die rand van die lewe. Hulle was beskrywe as leenaars. En omdat hulle vanuit hulle werk so min in die sinagoge kon kom, want hulle kon nou nie net hulle skape los in sinagoge toe gaan nie, het hulle 'n baie slegte reputasie gekry by die kerkleiers, tot so mate so, dat die hof destyds bepaal het, of die kerklike wette destyds bepaal het, dat jy nie die getuienis van 'n herder mag aanvaar in die hof nie, want hulle is onbetroubare mense, kom nie in die kerk nie, hulle jok voortdurend. Nou kan jy vir jouself dink, hoe die herders daaroor moes gevoel het. Dat hulle baie keer vir hulle moes gesê het, as ek maar net 'n ander werk kan kry. Saam met dit, het hulle regtig in die slegste omstandighede die skaap moes oppas. Onthou jy Dawid se woorde aan koning Saul? Toe koning Saul vir hom sê, maar jy kan nie gaan om met hierdie Goliat te gaan veg nie. Toe sê koning Saul, hy sê, jy vergeet, ek is 'n herder. Hy sê, na die veld het ek al met 'n leeu en met 'n beer moes veg. En dit was letterlik hierdie harde, ongenaakbare, gevaarlike wêreld waarin hulle geleef het. Weereens kan ek net dink, dat hierdie herders vir hulle self sou sê, as ek tog maar net 'n ander werk gehad het. Die plek waar die mense aandui waar Jesus gebore is, so op die rand van die huidige Bethlehem, en dan sê hulle net daar naby, was die plek waar die herders met hulle skape was. En ek kan myself voorstel dat hierdie herders baie keer aan die veld was, en baie keer hulle skape moes beskerm teen allerlei gevare, en die liggies van Bethlehem net daar effens verder sien brand het, en moes gesê, ag, as ek tog maar net daar kon wees. By dit alles het hierdie herders op hierdie stadium hulle skape moes oppas onder 'n Romeinse bewind. En by al die verbeteringe wat die Romeine gebring het, was hulle harde, genadeloose, kan ek sê, oorwinnaars gewees. Jy onthou wat die Here gesê het, as hulle vir jou sê, loop saam met 1 kilometer, loop met hulle 2 kilometer. Wat gebeur het? 'n Romeinse soldaat kon by jou verbystap. Jy is op pad skool toe, of op pad werk toe, of op pad waarheen ook al. En hy kon gesê het, hoor, ek het hierdie swaar tas om te dra, en ek is nou moeg om te dra, kom draai hierdie tasse vir my. Dan moes jy net wat jy gedoen het, moes jy net daar los, en jy moes dit vir 'n volgende kilometer saam toe gedra. Sê die Here, maar as hulle moet julle doen dit nog vir 'n tweede kilometer. Of, hy kom en sê, Jesus, ek hou vreeslik van jou en van jou met. Die Romeinse soldate kon het sê, hou van jou en gee vir jou. Jy moes hom net daai trek, en vir hulle gee. Harde wêreld. En een kommentaar skryf nogal, dis heel moontlik dat die Romeine by die skaapwagters kon kom. En kon sê, ek hou van daai skaapie, slag hom vir my.
ek wil vanaand gaan braai. En jy kon net niks sê nie, jy kon net niks doen nie. En daarom glo ek, dat hierdie skaapwagters wat in die omgewing in die oop veld gebly het, en in die nag oor hulle skape wag gehou het, dat dit 'n harde, ongenaakbare werk was. En as daar mense was wat sou kon sê, ek wil elders, ek wil Jerusalem toe gaan, ek wil trek, ek wil iets anders doen, ek wil anders leef, ek wil anders lyk, ek wil anders wees, dan was dit hulle. En nou die wonderlike, dat uiteindelik het hulle nie nodig gehad om Jerusalem toe te trek nie, het hulle nie nodig gehad om op te pak waar hulle is nie, want ek lees in die volgende vers, met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en hulle het baie groot geskrik, natuurlik groot geskrik, want dis nou die laaste ding wat 'n mens sou verwag, dat Jerusalem na Bethlehem toe sou kom, maar daar in hierdie harde, donker veld, hierdie ongenaakbare veld, hierdie uitdagende veld, is daar skielik die Here wat na hulle toe kom. En die engel sê vir hulle, dankie die volgende vers, moenie bang wees nie, want ek bring vir julle hier, waar julle is in die veld, in hierdie slegte, hopelose, vrot omstandighede, bring ek vir julle 'n goeie tyding, wat vir die hele volk bestem is. En die wonderlike vriende wat vir my so aangryp, is dat hulle, hierdie kan ek sê, hierdie uitvaagsels, hierdie mense wat regtig op geen manier in die wêreldse plan was nie, dat hierdie mense word die eerstes naas Maria en Elisabeth wat hierdie boodskap kry. Hierdie uitvaagsels, hierdie mense wat sou kon sê, ons wil op reis wees elders heen, word die eerste mense vir wie God sy heil kom verkondig. Asof hy daarmee wou sê, vir hulle wat op die rand is, van hulle lewe, baie keer van moedeloosheid, van wonder oor hoe nou vorentoe, wil ek kom sê, juis daar waar jy is, juis daar wil ek vir jou my heil kom wys. En die wonderlike is dat hy vir hulle sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, hier by julle, is die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En ere aan God in die hoogste hemel. En vrede op aarde. Vrede op aarde vir die mense wie hy welbehaag het. 'n Mens sou ook hier kon byskryf, vrede op aarde daar waar jy is, hoe jy lyk, hoe jy werk, hoe jy leef, God wil vir jou daar vrede omgee. En dalk is dit die een boodskap van Kersfees wat ons oor en oor vir onsself moet vertel, dat Kersfees ons verlos van hierdie permanent elders wees, anders wees, op 'n ander plek wees, anders lyk, anders doen, dat Kersfees ons daarvan wil verlos en vir ons wil sê, ek wil nou in Kerstyd in jou lewe instap, daar waar jy is, waar jy bly, hoe jy lyk, wil ek in jou lewe instap, wil ek vir jou vrede gee. Dis Kerstyd. Dis die Kersboodskap, nie die rus is elders nie. God het die rus daar na jou toe gebring. En nou die wonderlike, nadat die engele van hulle al weggegaan het in die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. En ek dink dis die uitdaging vir myself, en ek wil dit graag vir jou ook gee, jy kan dit vat of nie. Ek dink dis die uitdaging vir ons in Kerstyd, hierdie Kerstyd. Spesifiek 2024 se Kerstyd. Om te sê ek wil hier nou ontdek wat die Here vir my gegee het. En om nou in hierdie Kerstyd te sê, ek gaan nie vir myself sê, Kerstyd is net wonderlik as ek
Ag, ek noem dit nou sommer net, ek niks teen die see of so nie, maar Kerstyd is nie net Kerstyd as ek by die see sou wees, of by daardie sou wees, of dit sou kon doen, of so sou kon wees nie. Ek gaan soek na God, wat hier en nou in my lewe instap. Ek gaan soek na God, wat hierdie stukkie grond, wat ek myne noem, hierdie stukkie lewe wat ek myne noem, hierdie stukkie mens wees wat ek myne noem. Ek gaan soek na God, wat dit vol Kersfees maak. So geluister na die Kersliedere vanmôre, en ek was so bly oor die Kersliedere, want dis wat die Kersliedere gesê het. Al die Kersliedere wat ons gesing het gesê, jy hoef nie te trek nie, jy hoef nie op 'n ander plek te wees nie. Jy hoef nie anders te lyk of anders te doen nie. God wil hierdie stukkie plek kom volmaak met sy liefde. Beteken jy in hierdie Kerstyd sal soek en sal weg en sal bid en sal roep en sal glo dat God hier my lewe so spesiaal wil kom volmaak. En dan die laaste woorde, die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Daar's toe baie mense wat in hierdie tyd wonder. Ek lees hulle op Facebook, ek kyk hulle op ander plekke, wat sê, ag, dis baie nice, en dis baie lekker, en dis mooi liggies, dankie vir die persente, dankie vir die koekies, en vir die gammon, en al die goeders, dis baie nice, maar dis al. Maar die verhaal van die herders vertel, dis nie al nie. Die verhaal van die herders vertel hoe God in my lewe instap, in my hart instap, in my omstandighede instap, en dit kom volmaak met Kersfees. En as dit gebeur het, vriende, soos ek vanmôre voor julle staan, gaan staan elkeen van julle voor die wêreld, daar waar jy werk, daar waar jy bly, daar waar jy tussen mense is, gaan staan ek voor hulle en sê ek vir hulle, ek wil vir julle sê, ek was in Kerstyd daar, in die veld, en ek het gewonder, en God het kom instap in my lewe. Hy het my so vol kom maak van alles. Ek wil dit net vir julle vertel. Mag hierdie Kerstyd dit vir ons wees. 'n ware ontmoeting. En dis waarvoor ek so bid. So bid, ek en Rita lees nou in die aande, lees ons die boek Lukas deur, met sy 24 hoofstukke, en ons hoop om Dinsdag aand klaar te maak, want ons Jesus se hele lewensverhaal het ons hierdie maand van Desember kon lees. En terwyl ons dit lees in die aand as ons bid, is dit my gebed so, my gebed vir jou ook, dat die Here werklik in jou lewe sal instap. Jy sy volheid sal beleef, daar waar jy nou is. Amen. Here, en dit bid ons vanoggend, met ons hele hart, 'n herder ervaring, waar die lig deurbreek in ons lewe, en ons die stem van die engele hoor, en die sang van die hemelkore. Eer aan God in die hoogste hemele, wat ook sy vrede hier in die veld vir ons gebring het. Here, dit bid ons vir Kersfees. Dankie vir hierdie gemeente, vir elkeen, Here, wat vanoggend hier is, ook vir hulle wat na die tyd gaan inskakel en gaan luister, Here, dat die boodskap ook vanuit hierdie kerkgebou en hierdie kerkgemeenskap sal gaan na almal. Hy leef. Hy leef. Hy leef, ons het hom gesien, hy leef. Ook hier waar ons is. In Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou die aankondigings doen. Wie gaan dit vir ons doen? Ek het gesê, dankie.
Gemeente, goeiemôre. Ons sal net sommer begin. Ons sien ook